Ons gaan so rustig sit en na 'n liedjie luister. Julle sal sien in die blaadjie is daar 'n programmetjie. En die eerste liedjie wat ons gaan luister is Jealous of the Angels. So julle gaan net so rustig sit, daar's nou nie woorde in nie, maar julle kan rustig na die woorde luister. Ons dra dit dan nou op vanoggend ook aan Renay, aan Janay. So luister rustig. Net voor ons luister, wil ek net 'n gebed doen. So kom ons sluit die oë, kom ons praat met die Here. Here, baie, baie dankie dat ons weet dat U hier is. Here, in ons menslike moeilikheid wat ons beleef, ons menslike hartseer en traume wat ons beleef, weet ons dat U hier is. My gebed is, Here, dat U hierdie mense styf sal vashou vanoggend. Dat hulle nie sal twyfel in U liefde vir hulle nie. Al is ons verward vanoggend en al maak 'n klomp dinge nie sin nie, mag U hier wees. Mag U hierdie diens ook seën, Here. Dankie. Dankie vir U genade in Jesus naam. Amen. Kom ons sit rustig en ons luister. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. Just jealous of the angels around the throne tonight.
Paulus, wat meeste van die briewe in die Nuwe Testament geskryf het, hy het geweet, dis moeilik vir ons as mense om hierdie konsep van die dood te verstaan, en dis moeilik om dit te verwerk. Dit was vir hom ook 'n realiteit gewees. En Paulus was 'n tentmaker gewees van beroep. En eendag toe hy tente maak, het hy besef, maar hierdie is 'n mooi beeld wat hy kan gebruik om ons te help om net so bietjie iets van hierdie dood, om dit vir ons 'n klein bietjie ligter te maak in hierdie wêreld wat ons vandag in leef. En hy gebruik toe 'n pragtige, hy sê toe, ons lewens hier op aarde, hier waar ons nou is, waar ek en jy nou op die oomblik asemhaal, is net tydelik, soos 'n tent. So ons lewens is maar net 'n tent, en 'n tent is nie 'n permanente woning nie. Ons gaan kamp as ons, nou gebruik ons tente en karavane, en ons is vir 'n bepaalde tydperk daar, en as ons klaar is, dan pak ons die tent op, en ons gaan huis toe na ons permanente woning toe, nê, ons baksteenhuise. En Paulus wil iets daarvan vir ons vertel, wanneer hy praat oor die dood. Dan sê hy, hier waar ons nou is dit tydelik, al voel dit soos die ewigheid, en al voel dit soos die absolute werklikheid, dit is, maar dit is tydelik. Dan sê hy, eendag gaan ons elkeen ons tentjies hier op aarde opslaan, en ons gaan in ons permanente woning ingaan. En dis wat met Janay gebeur het. Haar tyd hier is verby, sy het haar tentjie opgeslaan, en sy is nou in haar permanente woning, en dis by die Here. Ek wil vandag vir julle 'n Psalm lees, wat my persoonlik een van my gunsteling gedeeltes in die Bybel is. En ek hoop regtig dat wanneer ons hierdie Psalm lees en wanneer ons 'n bietjie oor hom gesels vanoggend, dat dit vir julle net so klein stukkie vrede sal bring. Psalm 121. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in en hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie, en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Miskien hoor jy hierdie Psalm vanoggend en jy vra vir jouself af, wat het hierdie te doen met dit wat ons, hoekom ons bymekaar is hier vanoggend? En ons hoor hierdie woorde van God wat ons beskerm, en God wat nie sluimer en slaap nie, en God wat by ons is, en dit maak nie sin nie, want dis nie wat ons beleef hier vanoggend nie, nê. Gaan so 'n bietjie dieper na hierdie Psalm gaan kyk vanoggend, dan lê daar tog waarde vir my en vir jou. As ek vanoggend kan gebruik om te sê, ons lewe is 'n reis. Ons het nou gepraat van 'n tent wat Paulus van gepraat het. En kom ons sê, ons kom slaan verskillende plekke ons tente op hierdie aardse lewe, hierdie aardse bestaan, nê. So ons is op reis, ons is op pad. En soms eindig hierdie lewe baie vreemd, soms eindig ons reis baie skielik, soos met Janay. Dit was onverwags, sy was nie siek nie, absoluut net 'n fratsongeluk. So ons lewe kan soms baie skielik eindig. En wanneer dit gebeur, is ons wat agterbly, dis vir ons vrek moeilik. So met ander woorde, ons beleef ook moeilike tye op hierdie reis wat ons op hierdie aarde beleef, nê. Ons beleef tye wat dit regtig swaar is en moeilik is, en partykeer stop ons en ons vra 'n klomp vrae vir die Here. Here, waar is U? En Here, hoekom gebeur hierdie goeters? En Here, hoekom hierdie swaar, en hoekom hierdie seer, en hoekom moet ons nou vanoggend hier sit en hierdie hartseer beleef? Ons vra dit, dis menslik, dit is oukei om dit te vra. So partykeer slaan ons maar 'n pothol in ons aardse bestaan ook. En julle het dit vandag beleef, julle het dit direk. Iemand vir wie julle lief is, iemand wat naby aan julle was, is nou nie meer hier nie. So op 'n manier het julle reis ook vanoggend so bietjie tot stilstand gekom. Maar wanneer ons op reis is, dan het ons bagasie. Ons vat bagasie saam. Nou julle wat hier sit, waarskynlik het almal van julle al gevlieg. Julle weet hoe werk dit. As 'n ou vlieg, dan het jy handbagasie, en voor 'n ou die handbagasie op die vliegtuig mag vat, dan moet hy dit eers deur daai scanner sit, en dan pak die ouens, ek sal nooit vergeet as 'n ou gaan vlieg nie, dan pak hy al hierdie goeders uit wat hy nou in daai bakkie moet sit, en hy gaan nou eers daar deur die scanner, en dan aan die ander kant kan jy dit nou vat, dan vat jy dit saam met jou op die vliegtuig. Nou as ons sê ons lewe is 'n reis, vanoggend moet ons vir mekaar vra, wat pak ons in ons handbagasie pak
in ons handbagasie sak wat ons saam met ons vat op hierdie reis. Wat pak ons daarin? Wat sit ons daarin? En Psalm 121 help ons so 'n bietjie om 'n paar ongelooflike kernwaarhede van God en wie hy is in ons handbagasie te pak, wat ons dan help op hierdie pad wat ek en jy stap. Hierdie reis waarop ek en jy is. Jy sien Psalm 121 is 'n baie bekende Psalm. Dis 'n Psalm wat ek gelees het elke aand toe ek klein was. Ou raak ons op 'n stadium in die lewe wat jy bang is. Ek het hierdie Psalm altyd oopgemaak en ek het hom altyd gelees voor ek gaan slaap en dit het my rustig gemaak en vrede gegee. En dit is 'n merkwaardige Psalm want dit bevat een van die groot beloftes van God vir my en vir jou vandag. 'n Baie groot belofte en hierdie belofte is dit wat ons in ons rugsakkies moet sit. Dit wat ons heel eers saam met ons vat. Want hierdie Psalm vertel iets van die reis waarop ons is en hoe ons dit moet hanteer, want in die antieke wêreld was dit algemeen gewees in die Ou Testament veral het hulle gereis na Jerusalem toe. So daar was 'n pad gewees wat die Jode geneem het, 'n baie spesifieke pad wat hulle gereis het op pad Jerusalem toe. Nou sal julle onthou Jerusalem is die plek waar hulle gaan aanbid. Dis die plek waar hulle in die Ou Testament God ervaar en beleef het en gaan aanbid het. Anders as ons vandag, anders as die Nuwe Testament, was die God vir die Jode net daar in die tempel gewees. So dis waar hulle hom ontmoet het. En die reis wat hulle aangepak het was 'n gevaarlike reis gewees. Dit was 'n reis gewees deur 'n klomp berge en dale. En daarom lees ons in die Psalm wanneer hy praat van 'n kyk op na die berge. Dit was 'n gevaarlike reis gewees. Dit was 'n reis gewees waar hulle geweet het dat hulle oorval kon word deur rowers. Dit was 'n reis wat hulle geweet het dat hulle miskien nie die reis gaan klaarmaak nie. Daar was ook wilde diere gewees en omdat dit hier in die berge gebeur het, kon hy ons baie maklik wegkruip die rowers en die diere kon baie maklik wegkruip. So hulle het geweet as hulle hierdie pad vat, is daar baie gevaar wat vir hulle voorlê. Hulle kan dit dalk nie terugmaak nie. En dan het hulle hierdie lied geskryf. Hierdie was 'n lied gewees, Psalm 121. Dis 'n wonderlike lied wat hulle dan nou vir mekaar gesing het voor hulle hierdie reis aangepak het. Voor hulle ten spyte van die feit dat hulle dit dalk nie sou maak tot by Jerusalem nie, tot by die tempel nie. Ten spyte daarvan was God vir hulle so 'n werklikheid, God was vir hulle so reëel gewees dat hy gesê het ons is bereid om die pad te stap. Ons is bereid om te sterf, al moet dit dan net so wees om by die Here te wees, om hom te gaan aanbid daar in sy tempel. Dan sing hulle vir mekaar hierdie lied en wanneer hulle hierdie lied sing, dan herinner hulle mekaar aan 'n paar kernwaarhede en dis dan wat ons ook nog in ons rugsakkies moet pak vanoggend. Ons lees in die eerste plek, ek het nou net so 'n bietjie daarna verwys, ek kyk op na die berge. Hoekom berge? Berge in die antieke wêreld was 'n teken gewees van majesteit, van mag. So as hy sê ek kyk op na die berge, dan verwys hy na hierdie berge wat eintlik vir hulle 'n gevaar is in 'n sekere sin, want dis waar die ouens wegkruip en die diere wegkruip, maar hierdie berge het hulle herinner in die Ou Testament aan hierdie grootheid van God. So as hulle sê ek kyk op na die berge, dan sê hulle ek herinner myself aan hierdie God, aan hierdie almagtige God wat ons aanbid. En ek herinner my dat hierdie God saam met my reis en dis wat ons in ons sakkie moet pak vanoggend. Net die wete dat deur hierdie hartseer, deur hierdie trauma, deur hierdie vrae wat ons het oor hoekom en waarom en waar is U Here, weet ons dat die Here teenwoordig is. So hulle het geglo wanneer hulle op hierdie reis gaan, is God by hulle. Hy's by hulle. Waarvandaan sal my hulp vandaan kom, vra die psalmdigter. En dis 'n retoriese vraag. Dis nie 'n vraag wat hy vra, waar gaan my hulp vandaan kom nie, ek weet nie waar kom dit vandaan nie. Dis 'n retoriese vraag en in die antieke wêreld het hulle so hierdie retoriese vraag gebruik om klem daarop te sit, op die antwoord wat kom. So hy sê, waar sou my hulp vandaan kom? Met ander woorde, hulle weet hulle hulp kom van die Here af. En dit gee vir hulle vrede. Dit gee vir hulle rustigheid, om te weet dat, weet julle wat, as ons hierdie reis aanpak, dan is God by ons. Hy is hier, hy is teenwoordig. Want hy sluimer nie en hy slaap nie. Wat 'n ongelooflike stukkie beeld wat die psalmdigter vir ons gee. God sluimer nie, hy slaap nie. Ek en jy is geneig om menslike aspekte aan God te koppel, nê, want dan bring ons op daai manier God nader aan ons. En hier sê die psalmdigter, hy is nie soos 'n mens wat slaap
en moeg word en sy rug op ons draai en sê, julle moet nou vir 'n oomblik 'n bietjie aangaan in hierdie lewe, ek moet net eers 'n bietjie gaan rus nie. Baie keer is dit hoe ons God ervaar, veral in oomblikke soos hierdie is dit ons hom ervaar. Here, het u dan nou gaan slaap, het u hier gedraai op Janai. Dan sê die psalmdigter, nee, hy het nie. Hy het nie. Hy was die heeltyd daar, want hy slymer nie en hy slaap nie. Hy was die heeltyd by haar. En so is hy by julle ook vanoggend. So is hy by julle vanoggend, al voel dit nie so nie, al wil 'n ou dalk skree en vir die Here sê, gaan weg, ek wil niks met julle doen nie. Hy weet dit, hy weet wat julle deurgaan, maar hy's hier, want hy's 'n persoonlike God. Ek moet iets van hierdie persoonlike God met julle deel vanoggend, want ek dink dit help ons om te weet dat God by elkeen van ons is. Ons lees daar in Jesaja 43 wat God sê, ek het jou op jou naam geroep. Op jou naam beteken baie in die antieke wêreld, beteken ek het jou persoonlik geken. Ek weet wie jy is. Ek weet wat jy deurmaak. Ek weet wat jou hartseer is. Ek weet wat jou diepste begeertes is. Ek weet wat daar in die diepte donker duisternis van jou hart aan die gang is, jou emosies. Ek weet of jy hartseer of bly is. Dis hoe naby ek is, dis hoe ek jou ken. Ek is 'n persoonlike God. So nee, ek het nie op vakansie gegaan nie. Ek is nog die heeltyd hier. Ek is nog die heeltyd hier. En dan antwoord die psalmdigter wanneer hy sê, my hulp kom van die Here. Hulp kom van die Here. Die Here, wat se hulp gaan vanoggend van die Here se kant af kom? Die hulp van vanoggend is dat die Here ons troos. Dat die Here persoonlik hier is en persoonlik by ons is. Dat hy ons persoonlik troos. Ons kan nou vanoggend vra, maar wat nou van Janai? Wat het hierdie psalm met haar te doen? O, baie. Baie. Jy sien, die dood was anders gewees in die Ou Testament, of ten minste in die antieke wêreld as vir ons vandag. Ons leef in hierdie wêreld, vir ons vandag is die dood altyd, of dit voel vir ons asof dit finaal is en klaar is en verby is. Nou is hy weg, of die persone wat vir ons lief was is nou weg. Dis finaal, dis verby. Maar in die antieke wêreld het hulle so 'n bietjie anders daaroor gedink. Hulle het geweet dat dit nie die einde is nie. Hulle het geweet daar's 'n lewe hierna. Die Nuwe Testament, Paulus praat baie daarvan. Hy sê, dood, waar's jou angel? Dood, waar's jou krag? So Paulus mok eintlik die dood en hy sê, nie eers die dood kan ons van die liefde van God skei nie. Nie eers die dood kan ons uit hierdie hande van God af wegvat nie. Die feit dat hy teenwoordig is en by ons is, nie eers die dood kan dit verander en wegvat nie. Inteendeel, die dood bring ons nader aan die Here. So ons het seer vanoggend, julle het seer vanoggend, julle het trauma, julle wil huil, maar Janai is by die Here. Hy is by hom. Die dood is 'n oorgang. Dit is net 'n oorgang, soos Paulus sê, na ons permanente woonplek toe. So hulle het geweet, al vat ek hierdie reis aan, al is ek op pad Jerusalem toe, en al sou ek sterf op pad soontoe. So terloops is dieselfde pad waarskynlik waar die barmhartige Samaritaan op plaasgevind het, daai verhaaltjie wat Jesus vertel van die barmhartige Samaritaan, hy sou waarskynlik hiernatoe verwys het. Hulle weet, dis gevaarlik, maar ten spyte daarvan, die dood sou hulle nie keer om hulle God te aanbid nie. Want hulle het geweet, hulle dink anders oor dood. So wanneer ek en jy op reis is vanoggend, wanneer ons dalk vanoggend stil staan en ons voel ons wil nie verder reis nie, mag ons onthou dat in ons rugsakkies is daar 'n God wat almagtig is. 'n God wat groot is, baie groter as wat ek en jy ooit kan dink. Daar's 'n God wat by ons is. God wat saam met ons reis. Dis 'n God wat persoonlik is. Dis 'n God wat weet wie ons is. Hy ken ons harte. Hy weet wat maak ons seer, wat maak ons hart seer. So mag hierdie julle vashou vanoggend, mag hierdie wete dat God hier is en dat hy teenwoordig is. Dat hy by julle ook is en dat hy julle vashou. En mag dit tog op 'n manier 'n bietjie troos vir julle vanoggend bring. Klein bietjie troos. As 'n ou dink aan Janai en ek kan nie vanoggend hier staan en sê ek weet wie sy was nie, ek weet nie. Ek het haar nie geken nie. En ek het so 'n bietjie vir Henkele gevra, help my so 'n bietjie om iets van haar te verstaan van wie sy was. En dit was my
opmerklik geweest wat Henk hulle gesê het oor haar. Hy sê byvoorbeeld dat sy 'n ongelooflike mens wat gelyk het soos 'n Tawatini van buite af. So ek sien al as ek die foto ook so kyk van hom met daai vis, dan lyk dit asof sy hierdie sterk vrou is wat niks in haar lewe kan gebeur nie. Jy kan haar nie onderkry nie en dan sê Henk hulle vir my nee, sy was eintlik maar iemand met 'n baie klein hartjie. Sy was iemand gewees wat baie lief was vir mense. Ek het iets beleef by hulle oor die humor wat sy gehad het. Ek het gehoor hoe sy by 'n vertrek instap, dan is dit sommer ligter as sy ingestap het, want sy was 'n persoon gewees wat grappies vertel het en sy is op partykeer sommer wanneer daar klink dit vir my spanning in 'n geselskap was, as sy sommer iets simpel sê net om die spanning te breek. Dis wie sy was. Sy het 'n gesprek ligter gemaak. Sy sou die awkwardness op haar gevat het. Julle knik. En dan iets wat ek nie baie van weet nie, sy was 'n goeie visvanger geweest. Is dit die regte woord, visvanger? Sy het vis gevang. En klink my dit was 'n groot deel van haar lewe en nou sien dit met die foto ook daar, sy hou daar 'n vis vas wat ek nie sal vashou nie, as 'n manier nie. So sy was 'n mens met baie stories. Elkeen van julle wat hier sit vanoggend het op een of ander manier iets met haar te doen gehad. Het sy familie, het sy swaar, wat ook al, nee, het sy vriende, werkskollegas, hoe ook al, nee, ons almal het stories wat ons van haar kan vertel vanoggend. En dis wat julle aan moet vashou. Dis wat julle aan moet vashou as familie aan hierdie storie. So sy's dalk nie meer fisies by ons vanoggend nie, nee, maar haar lewe, haar legacy wat sy agterlos, leef verder in ons. Dit leef in die mooi herinneringe wat ons van haar het. In hierdie briefie is daar, wat julle gekry het, is daar 'n klomp pragtige gedeeltetjies geskryf oor haar, van verskillende mense af, nee. Broer en suster en ma en as julle dit gaan lees, dan hoor julle iets van hierdie persoon wie sy was en die impak wat sy op mense se lewens gehad het. So mag julle daaraan vashou. Ek weet dit is seer vandag, ek weet dit is taaf, ek weet dit is moeilik. Hou vas aan daai mooi herinneringe wat julle van haar het. Hou vas aan die mens wie sy was. Kom ons sluit ons oë. Here, in hierdie oomblikke aanbid ons U. As die almagtige God. Ons aanbid die Here as die God wat weet waar U met ons heen op pad is. Ja, Here, soms is U werke vir ons onduidelik. Soms is ons onseker. Maar ons het vanoggend weer gehoor, Here, dat U 'n God is wat ons vashou, 'n God is wat teenwoordig is, 'n God is wat persoonlik is. Dankie, Here, dat ons deur die kruis van Jesus vanoggend hier nie hopeloos kan wees nie. Maar juis hier met hoop kan uitstap, want U die dood oorwin. Niks kan ons uit die hand uitruk nie, Here, selfs nie eers die dood nie. Ag, en mag ek weer in hierdie oomblikke maar net hierdie gesin, hierdie familie aan U opdra. Mag hulle vashou aan hulle mooi herinneringe van Janey. Ons eer U. Ons prys U naam. Amen. Ek wil vra dat Johan Meyer vorentoe sal kom. John Meyer, sorry. Ekskuus. John, baie dankie. John gaan vir ons die bedankings en ook die hulde blyk hanteer. Hier is 'n mikrofoon, ja.
dis 'n moeilike ding. Sy het gesê, sy het my nooit in 'n das gesien nie. Surprise, I own one. Ek is nooit kort van woorde nie, maar vandag gaan baie moeilik wees. Ek moet die bedankings doen, maar ek wil eers ietsie sê oor 'n baie spesiale kind. Ek het die eer gehad om Ma te ontmoet in my flat. Ons het gebraai op die boonste verdieping, op my stoep. Ons het die hele kompleks deel gemaak van die braai. Het was nogal interessant. En Janey is die stoute Spice Goldie begin inneem. En ek het omgedraai en gesê, you can try be Alan Bennett, but you'll never be Alan Bennett. You can't drink enough Spice Gold. En ons het begin lag. Toe sê sy vir my, ons deel sigarette by die werk, en jy druk nooit die knoppie nie. Toe sê ek nee, want ek het net een menthol maatjie. Sy was 'n baie spesiale kind, baie. Sy het 'n groot hart gehad, ontsettend groot. Sy was bitter baie lief vir die mense om haar, ontsettend lief vir hulle. Sy was baie trots om te werk by Wireline. Sy was baie trots en wat sy gedoen het, wat sy geteken het. Sy het 'n passie gehad vir die mense daar, al het sy broccoli geëet en cauliflower, terwyl ons pizza geëet het. Want sy wou goed lyk vir die dag wat sy sou trou. Sy het my gevra, sal ek die diens doen? Toe sê ek, ja. Sal vir my 'n eer wees. Ons het die beplanning gedoen en dit is wreed wat gebeur het. So, maar ek kan nou vir jou sê, where she is, she's got muscles on top of her muscles. She's perfect. She's glorified. There's no damage. The word is clear. It says, in the moment of a twinkling of an eye, you will appear before Christ. There's no halfway house. The minute she surrendered her spirit, she appeared before him. Dit moet jou troosting wees. Dis wat jy moet aan vashou. Niemand het die reg om vir jou te sê, jy moet ophuil nie. Niemand het die reg om te sê, jy 3 maande om oor te kom, of jy vat hoe lank jy wil. Toe ek en jy gepraat het vir 1 uur en 'n half jaar aan op die foon, het jy vir my gesê, dit gevoel asof die Here my gelos het. No, my darling. If God had left you, you wouldn't be here. You would not be here. Psalm 34:18 says, he's close to the brokenhearted. Hy sit reg langs jou, hy sal jou vashou. Daar's 'n tyd vir alles, maar kom ons praat bietjie oor die kind wat nie meer hier is nie. Hoe lief sy was om te teken vir haar broer, hoe baie lief sy was vir haar ma, hoe lief sy was vir jou en haar familie en haar sissies, almal, jou ma en pa. Maar die grootste ding wat sy oor gelag het, was hoe haar pa my van Sasol afgeskop het vir non-compliance. Dis haar sin van humor. That's how much that child loved life. She would find humor in anything. When I had gout and I couldn't walk, special day only having one leg and you get gout in the leg, that works. Dus haar klop op my deur en ek het daai stadium in 'n security estate gebly, so is 'n bietjie moeilik om maar in te kom. Maar as 'n klop op my deur en ek maak oop en hier's Carla. Ek sê, hoe het jy ingekom? Nee, oom, ek het ingery. Wat doen jy hier? Nee, Janey het gesê jy het gout, hier's pille. Toe hulle sien ek hou van kaas, toe maak hulle kaasborde. Toe ek daar by Lynch en Ellen geëet en al die kaas opgeëet het, toe kom hulle na my huis toe, toe is dit net kaas. Ons het nie gebraai nie, hulle het net kaas gebring. Dit was oulik, maar daar was baie kaas, baie kaas. 'n besluit van 'n man, nie van die Here af nie, because the enemy comes like a roaring lion. He patrols and he sees what he can kill and destroy. Because he doesn't understand family. He doesn't understand love. He doesn't understand relationship because he's never had it. One man's decision destroyed 4 families.
This had nothing to do with the power above. Nothing. En dis die ding wat ons nou moet besluit. Jy weet, die ding is van wanneer Janey iets gedoen het, het sy volhard getackle. Sy het nie gespeel nie, sy het gevat. Dit was nie half of die nie. Sy het, as dit nou 'n braai sessie was, het ons gebraai, papie. As dit werk was, het sy geteken. As dit, ons moet krag in dit vind, laat sy ons 'n les geleer het, wat ons nie moet vergeet nie. Tomorrow is never given. It's never promised. Maar sy het elke dag voluit gelewe. In die hulde blyk hier binne, het Abuti gesê, dat haar 'n liedjie gespeel het, en sy het omgedraai en gesê, dis hoe dit moet voel. Né? Wisdom beyond her years. Love. No boundaries to how much she loved anything. So jy moet trots wees, dat sy deel van jou lewe was, maar daai gedeelte van die lewe is nou verby. En die eer wat jy haar moet betoon, is hoe jy hulle verder aangaan. Glo my, as jy wil buig en breek en opgee, nee, jy weet presies wat sy sou gesê het. Presies. So dit met julle gedagtes wees, dat daai kort, harde uitdrukking, marsmannetjie van ons, sy is nie bang nie, en glo my, sy sou nie nou wou terugkom nie. Dis die hartseer ding wat julle moet verstaan. She wouldn't want to come back. So julle lewe nou om haar te eer. You've got to honor her going forward. She's done her job. She was who she was. Sy het julle daar gelos met ietsie wat julle hou met eer en sy verwag het. Want as daar een ding is wat Janey nie voorgestaan het nie, was halfhartigheid. She didn't like half-ass jobs. Sorry dominee. She didn't like half-hearted efforts. So treur en rou, Carla. And do it hard. En dis jou tyd, my skat. Maar daar sal 'n punt kom wanneer jy sal weet wanneer genoeg is. En dis jou journey en Marenay se journey en Abuti se journey en Sissie se journey. Dit het niks met ander mense te doen nie. Dis jou tyd. And to coin a phrase out of Mozambique, oom, ek dink die duiwel bly hier. Sê ek hoekom? Sy sê die bly die deur oopgelos. Stupid goed wat sy gesê en doen het, maar ja, that made her special. Spesiale dankie aan die volgende mense, aan Marenay, wat hierdie pragtige mens lief gehad het en groot gemaak het. Carla, wat vir haar bitter baie lief was, tot die dood hulle moes skei. Just how it's supposed to be. You showed the real world what a real love affair was. There was no ifs or buts. Baie trots op julle. Henkie, wat dadelik gery het om by te staan waar hy kon. Die lewensraad en vir die begrafenis vandag. Chantel, wat eers op die ongelukstoneel was en toe die heel nag by Carla gebly het, saam Angie, en soveel dinge vir Carla mee uitgehelp het. Angie, Leanne, Robert, Ellen en die span van Wireline wat dadelik gehelp het met die ander reëlings. Afbob vir die reëlings rondom die diens en die verrassing. Noem die Christian en die NG Kerk Alderrein vir die mooi diens vandag. Wilna en Jackie vir Maase Etes, Rick's Towing and Trauma Rescue, Tsireletso Matsani en H. McAlpine vir die bystand op die toneel en die vervoer na hospitale, Dr. Opperman en sy vrou Tanya vir hulle vinnige optrede en bystand, Uncle John, dankie vir hulde blyk en hulp met die bedankings, dankie vir elkeen wat ons dalk gemis het, wat ergens met iets gehelp het, en toe kry ek 'n instruksie. Ek wil net my foon uithaal, want dit is duidelik, ek moet dit doen. Of Carla raak kwaad. En ons wil nie dit hê nie. Ek wil net asseblief vra, die belangrikste dankie moet gaan aan Henkie, Janey se boetie, en aan Erika, Janey se skoonsissie vir die diens en verrassing reëlings. Daai dankie moet asseblief in groot van my en Marenay en Jean-Marie afkom. So ek het dit so gedoen. Ek wil net sê, ek was baie trots en ek is baie dankbaar dat ek al geken het.
En ek is trots op jou. En almal moet net een ding onthou. You must love hard. And you must love thorough. And you must love properly. And you must make sure that you tell everybody that you love them, that you care about them, and that you're grateful for them. Because it's too quick. So I love you, and I love your ma, and I love her family, and I love Wylan, and even the strangers. I love you all. But you must remember to do one thing when you go home. Don't be shy to say hello. She can't hear you. She can't see you. But it'll help you. Okay? Okay. Baie dankie, John, vir die mooi woorde. Daar was 'n slideshow, maar daar tegnologie werk baie keer en ander kere dan wanneer hy moet werk, dan werk hy nie. So ons kan hom nie hier in die gang kry nie, iets met die formaat, maar Henk sê hy sal hom dalk die van julle wat wil om daar by die huis kyk op die TV, hy werk op sy TV. Wat 'n TV het jy? Ek het weet dat ek vir my ook so een koop. Ons dalk een hier aanskaf. Ons gaan afsluit met hierdie wonderlike diens vanoggend en ons gaan nou nog 'n liedjie luister. Dit is 'n liedjie van Casting Crowns, Scars in Heaven. Pragtige lied. En luister daarna, dink aan Janey as jy daarna luister. Net so voor ons na hom luister, wil ek net die begrafnisbrief vir julle lees. Ons is ons hemelse Vader innig dankbaar vir die jare wat Janey aan ons gegee is. Dit was mooi jare en daarom sal ons haar teenwoordigheid mis. Maar haar nagedagtenis bly voortleef en sal vir altyd dierbaar en kosbaar bly. So terwyl julle so sit, luister ons na die liedjie van Scars in Heaven. If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. Cause there's a wound here in my heart where something's missing. And they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased. And knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken. And all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all a million miles away. The only scars in heaven that won't belong to me and you.
there'll be no such thing as broken. And all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven, yeah, are on the hands that hold you now. Not a day goes by that I don't see you. You live on in all the better parts of me. Until I'm standing with you in the sun, I'll fight this fight and this race I'll run, until I finally see what you can see. Oh, the only scars in heaven won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, and even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. Ek gaan vir julle vra om te staan. Ek wil 'n seën oor julle uitspreek. En daar waar julle Skus? O ja, seker. Skus, sit weer, sorry. Robert of Ellen wil graag nog ietsie sê. Julle is welkom. Robert en Ellen. That I do it in English. And sorry, Dermot, I think I'm going to fluke a little. A little bit. What do you actually say on days like this? I mean, there are no words. And like John, as you all know, I'm always full of words. I can always say the odd wisecrack that John I always used to laugh at. So I'm going to try and do it in the Yane way, a little bit of flair. Don't think I'm going to get it right. One, I don't have that smile. I mean, that smile that she had was nothing short of infectious. I mean, if you can look in the pamphlet, every single picture, she has this smile. So, I'm going to talk about how Yane and Carla came into our lives. So, we were looking for a draftsman. So Yohani goes and puts an advert into the newspapers, gets some CVs. You know, here comes this lady from, I think you guys were in Middelburg at the time or something, Secunda. Or she had a job or an interview in Middelburg or something. Anyway, she comes in there, sits down. Impressive CV, goes through everything, you know, good interview. She goes off. Yohani and I sit down and we discuss and we think to ourselves, I hope we're not going to bring in somebody that's going to be a problem or, you know, have a bit of women's rights and all this stuff. We thought, no,
Let's take the chance. Let's do it. Anyway, so she turns up. I think she got the job on the Wednesday. Saturday, you guys were in Monoi. Moved in, done. Like John was saying, the commitment, the unbelievable commitment that she had was second to none. So anyway, we went on, a few weeks later and stuff, and it was my birthday, and I think that's the first or the second time that I met you. Came in with cupcakes. So we're standing around, and we're joking, and we start calling her Jane. She hates being called Jane. You can't call her Jane. Sorry, Dominic. Hier comes 'n vloekwoord. Says, jy moet my eerder noem daai fucking ding, maar nie Jane nie. It was that moment we knew immediately she was peas and carrots. She fit with Wireline. That sense of humor that she had, that commitment to us. Every single person here today can honestly say, not a story, a great story about her. She took time to literally go and talk to every single one of the employees. The entire staff wanted to come through today. The entire staff. I mean, people that only met her once or twice from the company wanted to come through today. That's the kind of charisma and the kind of power she had. Anyway, there's actually a point to the story. I'll get to it. Anyway, yeah, so Jane, Rob and I actually carried on calling her Jane, and she allowed it. So she didn't give us any trouble. So yeah, the reason why I put that story together was from what Johanni and myself sort of perceived in the beginning to what actually happened was completely different. She actually gelled the company. She actually put it together. As I said, she literally went to every single person and got a story about everybody. Then she went up to Mozambique, and she came back and actually proved and showed what quality and what amazing work she did. She single-handedly, made your life easier. She did. So what happened is, we got up there, and we thought, we want to party, we want to have some fun, we want to drink some beers, but we got work. And we worked, and we worked, and we worked. 10, 11, 12 o'clock at night. Jane, what are you doing? I'm working. Me too, let's sit outside. Sit down, have a beer. Carry on working. That's the way it was there. We worked like Kathy and Clip. We were just there, together. So, to the point of why I brought that story up was the whole cliche, you never judge a book by its cover. Yeah. There's a famous movie, it's called Remember the Titans. There's a quote, I've changed it slightly, modified it. When Coach Joost turns around to Coach Boone and says, this is a slight change. I hope you boys have learned as much from Jane this year as I've learned from her. Jane taught us how to trust the soul of a person rather than the look of them. Peace be the journey, Jane. You were a biscuit. So, I just want to add a bit there. We went to Mozambique for 3 days. And we always get together in the afternoon for a couple of beers with some of the guys there. And the first thing they said to me, Rob, everybody else you've brought here is a bunch of rejects. Why didn't you bring Jane long ago? So from everyone in Mozambique that knew her, Cafe Del Rio where we ate, Laka Laka where we had a couple of beers, Sean, Duncan, Nikki, the guest house staff, everybody there sends their love and their everything. Got no more to say. Skoonma, that's how I knew you as Skoonma. Carla, my name for Jane was Jania,
because everything was, yeah, Nia, there's no time for play. Yeah, let's work. Yeah, that's how I know her. Everything was always yes. Guys, never a Nia. We are for you. What we can do, we'll do. How we can help, we'll help. But we're going to miss our friend too. As ek so luister na almal se stories van wat hulle van haar vertel, as ek spyt ek het haar nie geken nie. Maar ek het so 'n bietjie iets van haar beleef vanoggend en mag sy so verder voortleef ook in julle lewens en julle gedagtes. As julle nou huis toe gaan, vertel stories van haar. Lag. Klink my dis wie sy was. Julle kan nou staan. Ek wil net 'n seën uitspreek. Ons kyk op na die berge, waarvandaan sal ons hulp kom. Ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. Mag julle 'n wonderlike dag verder hê en sterkte vir julle journey vorentoe.